Welkom by vandag se Simple Science potgooi. Ons spring vandag weg met elektrochemie. Ja, daardie deel van fisiese wetenskappe wat jy vir jou graad 12 NSS eksamen moet baasraak. Ons gaan so 'n bietjie kyk na jou notas, jou studiegidse en die hoofgedagtes daaruit vir jou uithaal. Beskou dit as 'n vinnige oorsig, net om seker te maak jy verstaan die kern. Wat is elektrochemiese selle, hoe werk hulle en hoekom maak dit saak? Presies. Die doel is regtig om jou te help sien hoe alles hier in mekaar steek, van die basiese definisies tot jy weet hoe dit in die regte wêreld werk. En ons sal ook kyk na daai algemene plekke waar leerders dalk bietjie vasbrand en jou so 'n paar wenke gee. Klink goed. Kom ons begin somme by die basiese, die twee hoofsoorte selle. Wat is die groot verskil? Wel, jy kry galvanisiese selle of voltaïese selle, noem party dit. En dan elektrolitiese selle. Die groot ding is hoe hulle energie omskakel. Galvanisiese selle. Hulle vat chemiese energie uit 'n reaksie uit en maak dit elektriese energie. Jou battery is die perfekte voorbeeld. En, belangrik, daardie reaksies is spontaan. Spontaan, soos in dit gebeur vanself, sonder dat jy dit forceer. Juis, presies so. Dan, elektrolitiese selle is die ander kant van die munt. Hulle gebruik elektriese energie van buite af, soos 'n kragbron, om 'n chemiese reaksie te maak gebeur wat nie sommer net van self sou plaasvind nie. Soos elektroplatering, om 'n lepel silwer te maak. Daar sê. Jy het 'n eksterne stoot nodig, maar beide tipes, hulle werk op die beginsel van redoksreaksies. Dis die sleutel. Redox, ja, oordrag van elektrone, daai een. Dis hy. En onthou daai rympies. Oksidasie is verlies aan elektrone, VO. En reduksie is wins aan elektrone, WER. Dis jou fondament. En dan, die stof wat geoksideer word, verloor elektrone. So dit stel iets anders in staat om te reduseer. Daarom noem ons dit die reduseermiddel. Okay. En die een wat gereduseer word, neem elektrone op, so dis die oksideermiddel, reg? Korrek. En dan natuurlik die anode en katode, jou ou staatmakers. AN, oks, oksidasie by die anode. En redkat, reduksie by die katode. Daai help baie. Maar die polariteit, die plus en minus, dis waar ek soms deurmekaar raak tussen die twee seltipes. Dis 'n baie algemene struikelblok. Kyk, die geheim is, die tekens is teenoorgesteld vir die twee selle. In 'n galvaniese sel, jou battery, is die anode negatief. Hoekom? Dis waar die elektrone vandaan kom, dis die bron. Maar in 'n elektrolitiese sel is die anode positief, want die eksterne kragbron trek die elektrone daar weg. En die katode is dan negatief. Jy moet dit net apart leer vir elke tipe. Okay, dit maak dit duideliker, dankie. En die elektroliet? Ag ja, die elektroliet. Dis maar net die oplossing of gesmelte sout wat die ione bevat. Daai ione moet kan beweeg binne in die sel om die stroombaan te voltooi. Sonder dit geen stroom nie. Kom ons zoom bietjie in op die galvaniese sel. Wat is die noodsaaklike dele? Goed. Tipies het jy twee halfselle. Elkeen bestaan gewoonlik uit 'n metaal, die elektrode, wat in 'n oplossing van sy eie ione sit, die elektroliet. Dan verbind jy die twee elektrodes met 'n draad aan die buitekant, dis vir die elektrone om te vloei, en, baie belangrik, jy verbind die twee oplossings met 'n soutbrug. Die soutbrug? Ek hoor altyd is belangrik. Wat presies doen dit? Hoekom is dit so krities? Dis absoluut krities. Dink so daaraan. Soos elektrone van die anode na die katode vloei deur die draad, bou daar negatiewe lading op by die katode, meer elektrone kom aan, en positiewe lading by die anode, elektrone gaan weg. As daai lading te veel opbou, stop die hele proses. Die soutbrug bevat ione wat kan beweeg na die halfselle toe om daai lading opbou te neutraliseer. Dit hou alles gebalanseerd sodat die elektrone aanhou vloei. Dit voltooi die stroombaan aan die binnekant. Okay, dis die voltooier. En hoe stel ons so 'n sel voor sonder om dit heeltemal te teken, daai notasie? Ja, die selnotasie. Dis 'n kort pad. Jy skryf die anode halfsel eerste, dan twee skynstrepe, dubbelstreep, vir die soutbrug, dan die katode halfsel. Byvoorbeeld vir 'n sink-kopersel Zn vaste stof, streep, Zn2+ ione, dubbelstreep Cu2+ ione, streep Cu vaste stof. Anode links, katode regs.
En hoe weet ek watter metaal is die anode en watter die katode as ek twee het? En of die ding enigstens gaan werk? Aha, dis waar jou tabel van standaard reduksiepotensiale inkom. Daai 1-0 tabel. Dit lys halfreaksies en gee 'n waarde, 'n potensiaal in volt, wat wys hoe graag daai halfreaksie as 'n reduksie wil plaasvind onder standaard toestande. Onthou, standaard toestande is spesifiek 25 grade Celsius, 1 mol per kubieke desimeter konsentrasie en atmosferiese druk vir gasse. Die waterstof-halfreaksie is die verwysing, dis 0 volt. So ek soek net my twee halfreaksies op die tabel. Jep, jy kry die 1-0 waardes. Die halfreaksie met die hoër, meer positiewe 1-0 waarde sal die reduksie wees, dis jou katode. Die een met die laer waarde sal die oksidasie wees, jou anode. Dan bereken jy die selpotensiaal. 1-0 sel, dis 1-0 van die katode, minus 1-0 van die anode. As daai antwoord 'n positiewe getal is, dan is die reaksie spontaan onder standaard toestande. Jou battery sal werk. En hoe groter daai positiewe waarde, hoe sterker die battery, soort van. Hoe groter die spanning. Presies. Hoe groter die verskil tussen die twee 1-0 waardes, hoe groter die 1-0 sel, hoe groter die dryfklag van die reaksie. Maar batterye word pap. Hoekom gebeur dit as die 1-0 sel positief is? Goeie vraag. 1-0 sel is vir standaard toestande. Soos die battery werk, verander die konsentrasies. Reaktante word opgebruik, produkte vorm. Hierdie verandering in konsentrasie veroorsaak dat die werklike selpotensiaal, wat ons net phi-sel noem, stelselmatig afneem. Dit val en val totdat dit 0 bereik. Dan is die reaksie by ewigig, geen netto vloei van elektrone meer nie. Die battery is pap. Maak sin. Nou, vinnig oor die elektrolitiese selle. Wat is die belangrikste dinge om daar te onthou? Hulle forceer reaksies wat nie van self gebeur nie, met elektrisiteit. Dink aan die toepassings, elektroplatering, jy weet om 'n dun laagie metaal oor iets anders te sit, ook die suiwering van metale, soos koper. Die onrein koper is die anode, plus. Dit los op. Die suiwer koper slaan neer by die katode, minus. Baie belangrik in die industrie. En dan natuurlik gloed-industriële prosesse. Die maak van chloor en bytsoda in die chloor-alkali proses, of hoe ons aluminium kry uit boksuuterts. Vir al hierdie moet jy kan identifiseer wat by die anode, plus, en katode minus gebeur en die halfreaksie skryf. Enige laaste wenke so met die oog op die eksamen. Waar moet jy ekstra versigtig wees? Definisies. Ken WOA en oxridkat. Anode, katode, elektrolyt, oksideermiddel, reduseermiddel, klopdisselboom. Tweedens, gebruik daai 1-0 tabel korrek. Oefen om die anode en katode te identifiseer, 1-0 sel te bereken en te sê of 'n reaksie spontaan is of nie. Derdens, oefen om halfreaksies te skryf, onthou die enkelpyltjies vir halfreaksies, en dan die netto-reaksie. Maak seker die elektrone balanseer uit. Moenie die Soutbrugse funksie vergeet nie, en weet watter elektrode se massa meer word en watter se minder. En asseblief, wees super versigtig om nie die anode-katode polariteit plus minus tussen galvaniese en elektrolitiese selle te verwar nie. Dis 'n klassieke fout. Pyke-opsomming, dankie. Dit bring ons dan aan die einde van hierdie Simple Science potgooi oor elektrochemie. So, die kern is energieomskakeling, gedryf deur elektroneoordrag, of dit nou van self gebeur of geforseer word. Ja, dis fondamentaal tot so baie dinge, batterye, hoe ons metalle kry en beskerm, industriële chemie, dis regtig orals. Hier sommer iets om oor te dink vir jou. Ons het genoem dat die spanning daal soos die reaktante se konsentrasies afneem. Hoe dink jy, kan ons daardie einste beginsel, die effek van konsentrasie dalk eendag gebruik om beter batterye te ontwerp? Batterye wat langer hou of dalk meer energie kan stoor. Wat keer ons nou? Dankie dat jy ingeluister het en alle sterkte met daai voorbereiding vir die NSS eksamen.